Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag die 28ste April 2026. Ja, en hierdie week gesels ons oor klippe of stene. Vanoggend Josua 4 vers 1 tot 9. Nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê: "Neem nou die 12 man uit elke volk, een uit elke stam, en sê vir hulle: vat hier uit die Jordaan op die plek waar die priesters gestaan het 12 klippe en neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle vannag oorbly." Josua roep toe die 12 man wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle: "Gaan by die ark van die Here julle God verby tot in die middel van die Jordaan en tel elkeen 'n klip op die skouer in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. Dit moet onder julle as 'n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra wat beteken hierdie klippe vir u, moet julle vir hulle sê: die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. Toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny. Daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan." Die Israeliete het gemaak soos Josua gesê het. Hulle het die 12 klippe in ooreenstemming met die getal stamme van Israel gevat, soos die Here vir Josua gesê het, dit met hulle saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en dit daar neergesit. Josua het ook 12 klippe binne in die Jordaan opgerig op die plek waar die priesters gestaan het, waar die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar. Nou, 'n baie interessante verhaal en om so aan klippe te dink in die Bybel, daar is seker verskillende en baie plekke waar klippe of die oprigting van klippe vir die volk belangrik was. En sommige oomblikke in die lewe mag nooit vergeet word nie. Daar is tye wanneer God so duidelik werk, so kragtig voorsien, so wonderbaar deurbreek, dat daardie oomblikke as bakens in ons geloof moet bly staan. Nou, Israel beleef so 'n oomblik by die Jordaanrivier. Die volk staan op die grens van die beloofde land en agter hulle lê 40 jaar in die woestyn. Voor hulle lê die vervulling van God se belofte, maar tussen hulle en die nuwe seisoen staan 'n rivier in vloed. Toe doen God weer die onmoontlike. Soos by die Rooi See maak hy 'n pad waar daar geen pad is nie. Die water sou op en die volk trek deur op droë grond. Maar na die wonderwerk gee God 'n merkwaardige opdrag. Neem 12 klippe uit die Jordaan en bou 'n gedenkteken. Waarom? Omdat wonderwerke maklik vergeet word as dit nie onthou word nie. Ons onthou probleme lank, maar ons vergeet seëninge vinnig. Ons onthou pynlike woorde, maar vergeet die beloftes van God. Ons onthou storms, maar vergeet hoe God ons daardeur gedra het. En daarom gee God aan Israel nie net 'n wonderwerk nie, maar ook 'n herinnering aan die wonderwerk. Die 12 klippe sou daar staan lank nadat die water weer gevloei het. Wanneer die emosie van die oomblik verby was, sou die klippe nog steeds getuig: God het hier gehelp, God het hier voorsien, God het hier 'n pad gemaak. Ons geloof vandag het steeds herinneringe nodig. Nie omdat God het vergeet nie, omdat ons vergeet. God sê die klippe moet geneem word uit die middel van die Jordaan, die plek waar die priesters se voete gestaan het. Dit beteken die gedenkteken moes direk verbind wees aan die plek waar God ingegryp het. Nie sommer enige klippe nie, nie versierings nie, nie simboliese idees nie, werklike klippe uit werklike water van 'n werklike wonderwerk. En daar is 'n groot les hierin. Ons getuienis moet uit egte ervarings kom. Mense hoor wanneer stories net mooi klink, maar wanneer iemand sê: God het my deur verlies gedra, God het my genees van bitterheid, God het voorsien toe daar niks was nie, God het my teruggeroep toe ek afgedwaal het, dan draai daardie klippe gewig. Die 12 klippe uit die Jordaan roep oor die eeue heen: moenie vergeet nie, moenie stil bly nie, moenie onderskat wat God gedoen het nie. Wat God eenmaal gedoen het, bly 'n bron van geloof vir vandag. Daarom, bou ook jou eie gedenktekens. Vertel jou stories. Hou sy trou voor oë, want die God wat jou deur die Jordaan gebring het, is dieselfde God wat jou môre sal dra. Dankie Here
dat ons kan terugkyk, ja, en 'n bietjie kan vorentoe kyk ook, maar vanuit die terugkyk, dat ons dalk vir onsself ook 'n klip kan oprig as 'n herinneringsteken van wat U vir ons gedoen het, sodat ons nooit sal vergeet nie. Amen.